jy voel, vir jou voel dit jou brein hardloop vinniger, jy dink vinniger, maar hy is eintlik besig om breinselle te vreet. Maar na die tyd, jy eet nie, eerstens, ja, ek het daai selfe gedagte gehad, daai selfe mindset, want die mense wil my net hier hou, ek weet nie hoekom ek hier is nie, ek is hier teen my wil en alles. Goeiemôre mense, my naam is Tian de Kok. Ek kom van die Kaap af, Weskaap. Groot geword in Pretoria tot die ouderdom van 9. Waar ek my ma en pa geskei het. Toe ek vir my skoolloopbaan met my pa. My ma was 'n baie godvreesende vroumens. En ja, toe word ek weggevat van haar af en ek word in 'n huishouding groot geword. Ek was in 'n huishouding groot gemaak waar mense nie baie my pa het baie gedink aan die woord en alles nie, maar sy vrou, althans, sy het my nog steeds in die kerk gehou, elke Sondag, maar dit was van die kerke wat jy, hulle steek goedjies weg wat eintlik die belangrikste is vir jou, soos die kerke en al die dinge. Maar nog steeds in die Sondagskool, ek het nog steeds gebly fokus op die Here se woord, maar toe ek begin groot word, toe ontmoet ek vriende, goeie vriende, maar ons het keuses gemaak wat ons dat kon gebly het. Ons het net gedink, ons kan foutjies maak, ons is jonk, ons wil 'n bietjie experience. Maar daai experience het 'n bietjie te ver gegaan. Ja, want as jy duiwel 'n kans gee in jou lewe, het ek agtergekom, dan vat hy sommer oor. En dit het vir 'n lang tydjie in my lewe oorgevat. Ek het amper nooit my ma gesien nie. Maar ja, ek is ook 'n sanger en liedjeskrywer. En die Here het my met 'n boodskap gemaak om met mense te deel. En deur die dwelms het ek baie van die pad af geval. En ja, 7-8 jaar terug was my moeilikste tyd van my lewe. Toe verloor ek my ma. Ja, dit was baie moeilik vir my om deur te kom. En toe raak het die ergste tyd vir my. Ek isoleer van alles en almal af. Want nie is my pa gesels nie. Ek en my pa konstant beklei. Dat hy my in 'n hospitaal moes indruk. Want ek wil meer met myself begin praat. Want die duiwel het my gemaak. Dink ek het niks en niemand staan by my, niemand gee om vir my, niemand is lief vir my nie. En so ek kan net, ek moet net met myself praat en alles vir myself hou. Soos hy het my probeer mal uitmaak. En ek het geval in depressie en dan kom ek uit die hospitaal uit, dan val ek en dan sê ek vir so tydjie skoon, dan val ek net weer terug in dit in. Ek het hier by Omroois gekom, so jaar en 4 maande terug omtrent nou. Ek het mense hier ontmoet wat regtig omgee, wat jou probeer help in die regte rigting. En deur my insecurities en twyfel in myself, het ek mense heeltyd weggestoot, wat my eintlik regtig try help. Maar ek sien, ek verander meer en meer en ek sien hoe ek groei. En ek stap nou in die voetspore wat my ma altyd vir my geleer het. Van moet nooit twyfel in jouself, jy moet nooit omgee oor om jouself te wees nie. Want dit kan net positiewe dinge na jou toe bring. Om jou te terug te hou, gaan jou net isoleer weg van anders en almal af. En dis wat die duiwel wil hê. So ek het 'n versie ook in my, ja, kan ek hom gekry. En dis presies, ek het het gevoel volgens, dis presies hoe ek voel. In my hart wat die Here nou besig is om my te doen. Ek is met Christus gekruisig en ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. En wat ek nou in die vlees leef ek deur die geloof in die Seun van God, wat my Tian lief gehad het en homself vir my gegee het. Galasiërs 2 vers 20.
En geleer het in Filippense 4 vers 16. Ons is tot alles in staat deur Christus wat ons krag gee. En ek voel soos 'n nuwe mens nou. Ek voel beter, ver meer positief. Wel, ek maak nog foutjies, ons is net mens. Maar ek sien nou die Here lei my en ek sien die pad vooruit nou. Ek sien nie meer duisternis, ek gaan nou net lig sien en ek voel daar is nog hoop. En die twyfel begin nou stadig maar seker verdwyn. Dus weet ek vir mense sê ook, moet nooit twyfel in jouself nie. Maak nie saak wat enigiemand vir jou sê nie, jy is goed genoeg. Saam met die Here kan jy dit doen. Ja, die Here het ons volmaak genoeg gemaak om dit te kan doen. Dus prys die Here. Speer International en Speer SA. Speer SA is Speer Suid-Afrika. Nou, wat ons doen, is ons stuur sendelinge uit. Na hulle klaar gestudeer het by School of Fire, kan hulle gaan na verskillende wêrelddele en plekke. Ons het ook sendelinge daar buite. U kan ook bydra by dit. Mense daar buite het partykeer ondervindinge jare al vir Jesus. Hulle het nie 3 jaar gestudeer nie, maar hulle wil ook graag sendelinge raak, maar hulle kan nie vir 3 jaar kom nie. Dan bel jy ons het 'n onderhoud met jou en jy kan round-off kursus kom doen hier by Speer International. En dan kan ons jou ook uitstuur. Maar dit kan jy nie deur 'n e-posadres hanteer nie. Jy bel ons, daar is 2 nommers op die skerm. Dit is myne en Andre Strauss se nommer. Bel ons en ons praat met jou. God seën. Eerste keer was het dagga. Ek en my vriend, een vriend Rudy, ons wou net ingewees het. En ons het gesien nu, daar was 'n bos baie naby aan ons waar plakkers gebly het, rastas gebly het. Dit was al klaar my eerste fout geweest, want dit het gelei na ander dinge toe. Ja, ek het baie met hulle uitgehang en geleer van hulle dinge, maar toe ontmoet ek hierdie mense, toe ek 16 was. Kan nie mooi onthou wat die naam is, die ene se nickname was Pitbull. En hulle was in die laat in die 20's. En ek het die eerste keer saam met hulle getik. En ja, dit het my heel van my kop afgevat. Ek was nie seker wat ek doen nie. Ek voel heeltemal bewus van wat ek doen, maar is ek nie heeltemal daar nie. En ek bly praat, kom nie tot op 'n punt nie. En hulle het my, so met daai tyd wat ek in was, het hulle my geflous. En ek het die hele tyd saamgestem. Hulle het saam met my na my pa se huis toe gegaan. En ons het 15.000 rand se tools van hom gesteel. Ja, hulle het nog gesê, okay, nee, ons gaan nou Cash Crusaders toe, ons gaan dit verkoop. Hulle het my nog saamgevat. En toe laai hulle my weer af by die huis. Sê hulle vir my, nee, hulle gaan my later kom kry. Hulle gaan nou net weer die dwelms kom kry, want nou, na die eerste keer wat jy daai so stuk gebruik het, val jy nou net weer hê. Omdat jy voel nou op daai oomblik, dis lekker. Dus jy geniet dit, want asof hy die twyfel wegvat. Want dan is dit iets wat jou die hele tyd vreet in jou brein en breek jou af. Want sodra jy uit dit uitkom, voel jy heeltemal hopeloos. Jy voel moedeloos, voel jy wil nie meer nie. En dan soek jy weer iets om net weer in te val. En ja, hulle het nooit met my uitgekom hê. So het my net vir 'n voel gevat. Ek is toe, my pa het toe die polisie vir my gekry. Want ek was by en ek het nou dit saam gesteel. Ja, toe kry ek 'n 5 jaar suspended sentence agter my naam. Net daai een keer sit ek. En ja, so die duiwel, die duiwel sal enigiets doen om jou te vernuweer. Dat het ek geleer. Net hier een foutjie, een keuse wat ek gemaak het. Om nie te luister vir Here nie, want die Here, ek was 'n baie gelowige mens van kleintyd af. En die Here het altyd met my gepraat. Elke keer as ek 'n fout gemaak, het hy my gesê, moenie dit doen nie. En dan na die tyd, vergewe hy my nog steeds.
Daai het my altyd die seerste gemaak om te dink, God is so wonderlik, hy bly mens vergewe, hy bly mens nog 'n kans gee. Die eerste is wanneer jy dit gebruik, jy kom op so 'n tipe high. Jy voel, vir jou voel dit jou brein hardloop vinniger, jy dink vinniger, maar hy is eintlik besig om breinselle te vreet. Maar na die tyd, jy eet nie, eerstens, jy soek net floats die hele tyd, want hy maak jou baie, hy droog jou uit. En dit is 'n tipe acid mos, soos hulle sê. So hy werk in jou maag ook, en dan na jy nou klaar is en jy eet nie meer nie, en dit begin uitwerk. So dit is soos wat hulle sê op 'n downer. Dis wanneer jy begin uittrek en jy begin moeg raak, want hoe meer jy gebruik, hoe langer bly jy wakker. Soos ek was op 'n tyd, my langste wat ek wakker was 8 dae. Ja, soos jy weet nie, later in van tyd, jy weet nie wat meer om jou aangaan nie. Jy dink jy is so powerful, jy dink jy is so die ou, maar momentum jy sit daar alleen, en jy het niemand om jou nie. Jy is eintlik vol. Ja, jou oë begin bloodshot trek, jy weet nie meer wat se kant toe nie, jy maak so onnodige foute, jy trip oor jouself, nou raak jy honger, maar jy kan nie eet nie. En soos na daai 8 dae het ek net uitgepas. Gelukkig die Here was daar by my. Ek kan onthou, ek het gestaan in my pa se workshop het ons kamers gebou en ek het vir 'n tyd lank daar gebly, 'n plekkie opgepas. Ek staan in my pa se kantoor, ek raak wakker in my bed, in my kamer. Dus asof die Here my tot daar gelei het, net om my veilig te hou. Ja. En ek raak soos 18, 19 ure later wakker. Ja, ek kan die Here dankbaar wees dat ek nog lewe. Dus hy vat jou heeltemal oor. Ja, hy wil, is amper soos, ek het iets geleer. Ek het iets geleer in my lewe van Tuk, 'n meisiekind wat, ek weet nie of julle weet daarvan nie, 'n meisiekind wat getuk het en toe sy haar ouers vermoor. Sy is tronk toe op 18 en sy het haarself gehang in die tronk en net voor sy haarself gehang het sy so gediggie geskryf van The Little Devil. Ja, en dit gaan oor Tuk. Ek voel mense moet ver weg bly van dit af. Want ek het ook geleer, dit gaan nie oor die duurste drugs nie, alhoewel elke liewe drug wat daar buite bestaan, selfs dag is nie goed vir jou nie, want jy het dit nie nodig nie. Die Here het ons in staat gemaak om enigiets te kan kry wat ons wil hê en daarvoor te kan werk en so. Ons is sterk genoeg daarvoor. So ons het nie dinge nodig soos dit nie. Maar ja, van die goedkoopstes is van die gevaarlikstes, dat het jy agtergekom. Veral deur Tuk. Ja, en Tuk is 'n groot duiwel. Is 'n moordenaar daai. The Miracle Place. Miracle Place kan jy na toe kom vir die volgende redes. As jy drug addict is, as jy 'n issue het aan selfoonverslaaf is, jy's aan suiker verslaaf, whatever jy aan verslaaf is, jy kan kom inboek vir 'n maand, jy kan inboek vir 'n jaar, jy kan inboek vir 6 jaar. Ons skep vir jou hier 'n omgewing vir Jesus Christus en dan kan jy hom aanneem en uit Miracle Place uit, The Miracle Place. Vat ons die mense en ons oorreed hulle of hulle dan nie wil vir sendelinge gaan nie en 'n bietjie 'n stappie verder gaan nie. Wat The Miracle Place ook bied is partykeer net 'n fire miracle event. Dis sommer net vir 2 dae. Wat jy kan kom en as jy wil vuur van God hê, dan kom kry jy sy vuur. Jy kan hiernatoe ook mense bring wat kanker het. Hulle kom boekie in nie, maar hulle kry daai miracle en fire events. So hou dit dop op The Miracle Place se Facebook. En as iemand siek is, kom daai 2 dae en kom dat die persoon gesond raak. Julle is so welkom. Volg ons, die Here seën. Mense is op soek na 'n lekker tydjie. Kinders en ons.
En nou 'n dag gee jy hy tipe rustige vibe, maar na 'n tyd hoe meer jy gebruik, sien, ja, hoe meer jy gebruik, hoe meer is jy lus vir nog iets. Want ek het gesien die eerste keer wat ek het gebruik, ek het myself flou gelag. Vir alles, van almal. Ek het almal uitgelag wat verby my geloop het en alles. Ek het gevoel dit was okay. Maar toe gebruik ek dit meer en meer en meer en meer. Daar is wat die duiwel my wil gaan flous, want alles wat jy gebruik, wat jou brein stimuleer, wat jou brein iets bewerk, dit maak jou buite jou bewussyn, dit maak jou nie meer reg dink nie. So dit gee dit aan die duiwel weer oop deurtjie om met jou te speel. So hy gebruik daai tipe substance teen jou. So jy begin dit van een keer gebruik wat jy gedink het, okay, kyk ek en die ou gaan dit net experience, net vir een keer. Begin dit elke dag se storie raak en al voel jy dit later nie eens meer nie. Jy wil nou meer en meer gebruik, dit voel jy ook nie meer nie. En dan begin dit na sterker dinge toe uitgaan. Kom eens dink 'n bietjie. Die eerste keer het ek eintlik al klaar my les geleer en weer weggeloop. Want ek het daai selfde gedagte gehad, daai selfde mindset. Want die mense wil my net hou, ek weet nie hoekom ek hier is nie. Ek sit in my wil en alles. Ek sê groot man, ek weet wat ek doen. Mense was my altyd so slim in die begin. Toe kom ek is soos 20 km weg van Appington af, 80 km geloop. En ek kom by 'n godvreesende man uit, 'n ware godsman. Hy het selfs sy laaste petrolgeld gebruik wat hy supposed to was om werk toe te ry die volgende dag, het hy gebruik om uit te ry, om my weer terug te kry hierso. Hy los my daar so, hy gee my broodjie en alles. En hy sê vir my, dink 'n bietjie. Hoor jou situasie, wil jy gaan? Ek kan vir jou lift gee tot in Appington. Toe hy terugkom, toe sê ek, nee, ek dink ek het 'n fout gemaak. Want my vraag is, gaan ek weer terug na dieselfde probleme toe, waarvan ek vandaan kom, waar ek self die probleme veroorsaak het? Of gaan ek probeer dinge regmaak en 'n nuwe lewe begin? Ek voel ek's nog nie reg nie. Want ek sien die mense wil my lei, wil my help na die Here toe, weer by die Here uitkom. En die duiwel gaan my maak twyfel, want oral waar 2 of meer vergader van in die Here se woord, daar is die duiwel die hele tyd konstant. Dis waar hy wil opmors. Dis wat baie van die mense nie besef hier so by School of Fire nie. Maar van die eerste dag af het ek besef, nee, ek was ernstig met hierdie hele storie, hoekom ek hier is. En ja, die Here lei my nou baie meer. Ja, ek het 'n bietjie afvallig geraak, vir 7-8 maande terug. Toe loop ek weer. Maar ek sou deur. Ek het ook nie baie ver gekom nie. Gelukkig het Wally, het dierbare Wally, hy het my kom haal. En hy het saam met my deur gewerk. Toe forceer jy om terug te kom? Nee, ek is vrywillig hierso. Ek is regtig vrywillig hierso. Ja. Hy het ook gesien ek gaan dit nie eens maak nie. Ek was moeg, ek was dors. Ja. Toe vra ek nog om verskoning, so 'n paar maande terug, met al my aksies. En jy wil try my nog steeds flous partykeer, want partykeer rook ek nog 'n bietjie skelm en alles, maar ek stadig maar seker begin ek op die regte pad kom. Ja. Ja, die mense help my regtig waar hierso. Baie getrou. Baie volkome getrou in die Here. Daar is een ding wat ek geleer het. Ek voel die Here het my dit gesê. Trust, have faith and believe. Dat die Here vir jou daar sal wees. Dat die Here vir jou die pad sal gelyk maak. En soos ek gesê het in die begin, ons is tot alles in staat deur Christus wat ons die krag gee. Ja. Jy sal dit maak. Maak jy saak hoe taaf dit is. Ja.
Prys die Here, ek wil jou uitnooi na School of Fire toe. Nou wat gebeur by School of Fire? Jy kan menigte dinge hier doen. Jy kan vir 'n pastoor kom leer, vir 3 jaar lank, of jy kan vir 'n beraader kom leer, jy kan vir 'n evangelis, jy kan jou bekwam om vir God te werk. Jy kan ook 'n gap jaar vat, maar nou het ons ook gap seisoene, dat jy net vir 3 maande kom. Al wat jy moet doen, jy moet net jou e-posadres sound toe WhatsApp en ons stuur vir jou inligting. Jy kan ook na die inligting vir ons bel en 'n bietjie gesels en ons kan hierdie ding uitmekaar uitsit. Daar's ook 'n volunteerafdeling wat jy op die plaas by die krokodille kan kom werk. Hier's ook ander afdelings. Daar is kamerawerk, daar's klankwerk. Ag, daar is baie om op te noem. Daar's leerwerk, daar is materiaalwerk om rokke te maak. Baie verskeidenheid goed wat ook baie prakties is. Skakel ons en ons kan met jou gesels. By School of Fire, nou ja, die nommer is op die skerm, stuur nou jou e-posadres met 'n WhatsApp en kom join School of Fire.